daar enige besoekers vanmôre? Vanmôre is ons net soos die Emmausgangers, ons harte is brandend vir die Here. Dit is koud daar buite, maar ons harte brand vir die Here. Want vanmôre is jy hierso om iets van die Here te ontvang. En jy sal nie teleurgestel wees nie, want die Here is al klaar hierso en jy is hierso. So jy moet jou hart oopmaak vanmôre vir die Here, dat hy kan doen wat hy kan doen vir jou. Hy sal vir jou doen verder bo wat jy verwag of wat jy vra. Bly net glo en bly net hoop. Ons afkondigings vir hierdie week, Woensdag aande 7:00, dis Sabbatie, en die Sondagskool het gesluit, en Sondag 9:30 is erediens, soos vanmôre. Ons gaan nou na die offerhandes toe, 2 Korintiërs 9 vanaf vers 5. Ek het dit dus noodsaaklik geag om die broeders te versoek om vooruit te gaan na julle toe en vroeër aangekondigde dankoffer vooraf in orde te bring, sodat dit gereed kan wees as 'n dankoffer en nie as iets wat afgepers is nie. Maar dink daaraan, wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai. En wie volop saai, sal ook volop maai. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voordoen. En moet droefheid en hy dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Kom ons staan. Hemelse Vader, Here, wat sal ons vanmôre sê, Here, as U vir ons is, wie kan teen ons wees? Wat sal U sê vanmôre, Here, ons as 'n gemeente staan voor U vanmôre, Here, om U al die lof en al die eer en al die aanbidding te gee. Net soos die reën daar buite val, Here, wil ek vanmôre bid in Jesus se naam, dat die Heilige Gees reën in elkeen van ons harte sal val vanmôre, Here. Dat ons in 'n eenheid sal wees, soos Jesus se gebed in Johannes 17, Vader, dat hulle een sal wees soos ons een is. Daarom wil ek bid en ek wil U vra, Here, U het al klaar die harte voorberei vir môre. My gebed is, Here, die woord wat sal uitgaan, dat dit in daardie voorbereide harte sal ingaan, Here, dat dit sal ontkiem en dat dit sal veel vrug dra, en ons dank U daarvoor, Here. Heilige Gees, my gebed is dat U nou van hart tot hart sal gaan vanmôre. En almal wat hartseer is, laat U dit in verander in blydskap. Almal wat verlossing nodig het, dat U sal verlos. En almal wat genesing nodig het, Here, U is nog steeds die groot geneesheer, dat U sal genees, Here. Daarom wil ek dankie sê, Here, dat ons hier kan wees vanmôre. Daarom kan ons vir U al die lof en al die eer en al die aanbidding gee vanmôre, Here. Die herder wat die boodskap sal bring, Here, dat U dit in sy hart sal gee, Here, dat die woorde van 'n mens sal spreek nie, maar woorde van God. Berg hom af dat die ou die bekruis, Here, en ons sê vir U dankie daarvoor. En die volk van die Here sê, Amen. Dankie Oom. Prys die Here. Julle kan maar gaan sit vir 'n oomblik. Kind van die Here, ons gaan dinge so klein bietjie anders doen vanmôre. En ek is bly om te hoor julle is klaar lewendig, julle sing lekker. Vanmôre het ons besluit dat ons 'n aanbidding en 'n dankseggingdiens gaan doen. Ons wil die Here aanbid vandag, ons wil die Here dankie sê, ons wil eer bring aan die God wat ons hierdie jaar nie begewe en nie verlaat het nie. Die Here wat ons gehou het, die Here wat ek weet in baie van julle se harte getuienisse geplaas het. En as ek vandag moes vra wie kan opkom en ons getuienis lewer, dan weet ek ons gaan almal deurhardloop. Want ergens in almal se hart en ergens in almal se jaar het die Here gewerk en getuienis gelewer. En ons het baie om die Here voor dankie te sê. Maar soos ons afgekondig het, gaan ons hierdie diens van vanoggend is 'n diens wat gekoppel is met die gelofte dag. Volgende Sondag koppel ons met die Kersdag en daarna koppel ons met die nuwe jaar. So dit was in my hart self ook gewees dat ons dan meer van 'n dankseggings en aanbiddingsdiens doen vanoggend. Maar ek het 'n bietjie van 'n inleiding wat ek met ons wil deel
voordat ons die Here gaan begin aanbid. Ek wil kortliks praat oor daardie tyd en dag van die gelofte, wat soveel impak nog vir ons het op vandag. Maar kom ons begin op 'n regte manier. Ek gaan vra dat ons gaan staan, dan gaan ek die gelofte vir ons aflees, en ons gaan saam bid, en na die gelofte en die gebed, dan sal ek 'n kort inleiding met ons deel, en daarna gaan ons die Here net lekker aanbid en loof en prys, en as die Gees van die Here kies om te werk, werk hy andersins, gaan ons die dag net spandeer om eer te gee aan die Here. Ek glo dit is wonderlik en reg in elkeen se hart. Kom ons staan. Ek lees vir ons die gelofte. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hande sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag, soos 'n Sabbat tot sy eer sal bring, soos wat ons vanmôre doen. En dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van die oorwinning aan hom te gee. Prys die Here. Hemelse Vader, Here, ons is nog daai volk. Ons staan vanmôre, Here, voor U. Ons aanbid U, Here, in die Afrikaanse taal. Ons aanbid U, Here, in ons moedertaal. Here, dit was mos dan maar gister, dat U hierdie dinge, Here, in ons voorvaders se lewens gedoen het. Here, wat U hierdie bewys gebring het, dit was so onlangs, Here. Vanmôre, Here, wil ons eer bring aan U. Ons wil onthou, Here, al is daar baie stemme daar buite wat selfs hierdie gebeurtenis wil afpraat asof dit net in die mense moontlikheid was. Asof hulle God se hand uit dit wil uithaal, weet ons soos ons weet, dis ons se Here wat ons volk daardie dag gehelp het. Ons eer U vandag daarvoor, Here, vir dit, vir vandag, vir hierdie jaar, Here, vir dit wat ons U vertrou, wat voor die deur lê. Ons prys U vandag daarvoor, in Jesus naam. Amen. Julle kan almal vir 'n oomblik sit. Weet, julle kan ook maar sommer daar sit. Dink van die Here, ek wil nie lank wees nie, want ons wil die Here lof en eer gee, maar tog wil ek kortliks deur daardie tyd hardloop. En wat die Here gedoen het vir sy volk en hoe wonderlik dit werklik was. Nou, ek gaan nie ver terug begin nie, maar die boerevolk het getrek in die Kaapkolonie uit, hulle het kom soek na vryheid, en hulle het te doen gekry daar in die Natal-wêreld met die Zulu nasie. En die Afrikaner volk het op 'n stadium al baie terugslag gehad. Hulle is aangeval, hulle het baie verloor, hulle het manne en vroue verloor, hulle het hordes al verloor. Daar is vroue gruisam doodgemaak, kinders gruisam doodgemaak, hulle het veldslagte verloor. En ons is toe daar in die jaar 1838 rond, wat hulle nou self deur 'n baie swaar winter gaan. Volgens die geskiedenisboeke was daai ook 'n swaar winter, waar haal getuister het en koue, en die volk kom uit 'n plek uit, ons Afrikaner volk, waar hulle deur oorloë gegaan het, waar hulle baie verloor het, hulle het beeste verloor, hulle het selfs al baie van hulle wapens verloor. Die Zulus het gesit met 'n klomp van hulle wapens, selfs volgens die geskiedenisboeke het hulle tot na die tyd 'n kanon by die Zulus gekry, wat hulle ergens op 'n stadium afgevat het. Maar nou kom hierdie volk, en hulle weet dat vir hulle om vry te wees, hulle voorland,
moet hulle oorwin. Daar moet hierdie ding gaan en hierdie impies, hierdie Zulus gaan hulle nie los nie. Op daardie stadium het daardie ding gaan al gedraai teen almal. Hy wou niks meer nie. Hy het selfs die Engelse settlers wat hy mee onder handelinge gehad het, waarmee hy reëlings gehad het, hy selfs hulle op begin ja. En hy wil net al wat wit is van ons laat. En terwyl die volk op 'n fisiese slegte plek is, dalk so sleg as wat dit kan wees, gebeur daar geestelik iets wonderliks. Geestelik is daar twee manne tussen Andries Pretorius en Sarah Silje wat tot die besef kom dat daar is een manier uit hierdie ding uit. En dit is God. Hulle kom tot die besef dat daar nie 'n ander manier is nie. Hulle kom tot 'n geestelike, wonderlike plek, al was hulle vleeslik in 'n verskriklike plek. En in daardie geestelike, opgetelde plek, kom hierdie twee manne en hulle besef, hulle kom tot 'n besef, dat sonder God is hierdie ding onmoontlik. Sarah Silje skryf hierdie gelofte. En kind van die Here, die wonderlike ding as jy gaan kyk na die geskiedenisboeke, hulle het sover ek kan verstaan van die 9de Desember af, het hulle hierdie gelofte vir die eerste keer afgelê. Die 9de Desember. Van daar af elke dag het hulle die gelofte afgelê en hulle die Here aanbid. 7 dae. Die 15de die aand, tot in die laat nag, lyk my na middag toe, was die 7de aand, die getal van die Here, wat hulle besig was om die Here te aanbid en hierdie gelofte uit te spreek. Tot die 16de aangebreek. Die kind van die Here, terwyl ek so daai gedeelte lees en inneem van die 7 dae en tot en met die 7de dag, toe onthou ek ook weer van Jericho en God wat sy volk vir 7 dae om 'n stad gevat het, tot op die 7de dag dat hulle gejuig het en oorwinning was in die hand van God se kinders gegee. Nou hierdie volk het begin trek nader na die Zulus toe. En selfs die posisie waar die Afrikaners hulle gevind het, waar hulle die laar opgetrek het, kan jy sien, was uit God se hand. Want hulle was deur die rivier al, op pad na die Dingaan, hulle was op pad nader. En die spioene wat vooruit was, het teruggekom en gesê, maar hierdie impies, hierdie Zulus is 10 kilos weg. Hulle is net hier, hulle is op pad, en ons kan nie verder vorentoe nie. En hulle draai om, en hulle gaan terug deur die rivier, en hulle gaan slaan daarop, in daai gedeelte. Dit was nie deur hulle uitgewerk nie. Dit was nie 'n boer uitgewerkte plan nie. Dit het in die hand van die Here net so uitgewerk. En hulle vind hulle self met hierdie rivier, wat toe die bloedrivier sou wees aan die een kant, en agter hulle was daar soos 'n sloot effek gewees, groot, wat half hulle een kant en hulle rugkant beskerm het. Weereens, dit was nie deur hulle uitgewerk nie. Nou, as jy gaan studeer en jy kom agter is dat hierdie Zulus kon veg. Hierdie Zulus het uitgewerkte gevegsplanne gehad. Nou as jy van kyk het, en ek probeer vinnig deur die inleiding kom, dat ek nie te lank praat nie. Dit het gelyk soos die kop van 'n bul. Hy het 2 horings gehad, so, en dan het die kop en die bors gehad. Nou wat gebeur het is, die horings was die jongetjies wat hulle uitgestuur het. Dit was die jong mannetjies wat bloedlustig was. En die ander ding is wat hulle met daai jongetjies gedoen het, dit was die swart skilde. Hulle het almal die swart skilde gehad. Hulle het vir hulle gesê dat jy sal nie 'n vrou vat. Jy sal nie 'n vrou vat voordat jou spies nie bloed getrek het. Voordat jy nie geboor het nie, sal jy nie die geleentheid kry om 'n vrou te vat nie. So daardie 2 horings, daardie jong mannetjies vooruit wat hulle gebruik het om die vyand te omsingel, was bloeddorstig. En dan was die kop gedeelte, die manne wat al van die horings af opgegradeer het, wat al meer ondervinding in geveg gehad het, en dan agter die kop was die bors, wat hulle was wat nou al regtig kon veg. En dit was die strategie. Dit was ook die strategie dat hulle sou brand.
Hulle sou verkieslik in die nag aanval. Hulle sou brand, hulle sou veld aan die brand steek en dit laat brand na die vyand. Hulle sou spiese aan die brand steek en dit aan die vyand toe gooi, die vyand se wapens en tente, wat ook al hulle het sou aan die brand steek. Maar jy sien, vir die dae oplopende van die 9de af, het dit gereën. God het reën uit die hemel uitgegee. En die velde was nat. Die Zulus kon nie hulle brandtaktiek gebruik nie. Weereens, nie iets wat 'n mens uit homself kon doen. In die nag van die 15de het die impies nader gekom. En soos dit hulle taktiek was, het hulle die linker horing omgekom. En die regter horing moes by die ander kant omkom en by hom aansluit. Maar soos dit was met hierdie rivier, was daar wat hulle noem 'n seekoeigat. Hierdie seekoeigat was diep. Die impies spesifiek kon nie daarvan weet nie, want van buite die water af kan jy dit nie regtig sien, want hy's onder. En in die nag van die 15de was die volk besig om God te aanbid en die gelofte uit te roep en te sing aan die Here. Hulle het toe ook wat hulle genoem het, ek kan nie onthou wat die regte woord is, soos latte wat hulle uitgehang het met lampe. Het buite die laar omgehang by elke wa, sodat hulle kon sien as iemand nader gekruip het. Maar in die nag van die 15de het daar mis opgetrek. En in hierdie mis wat opgetrek het, het hierdie linker horing wat opgekom het, verward geraak. Hulle het tot naby gekom, maar soos die geskiedenisboeke vertel, en soos wat hulle na die tyd met van hierdie impies en Zulus kon kontak maak het gesels, het hulle in hierdie mistigheid, het hulle hierdie ligte en goed gesien, wat hulle nie kon identifiseer nie. En hulle het hierdie geluide gehoor wat geklink het soos 'n weerklaar, soos die boere besig was om hulle God aan te roep. En vir hulle het dit gelyk soos voorvader geeste en goed, en hulle het nie geweet wat om hulle aangaan nie, maar daar het vrees op hulle geval. En hulle was nie bereid om hulle normale aanval te loods nie. En hulle het gaan lê. En hulle was eintlik nie ver nie, hulle was iets soos 50 meter van die laar af, maar hulle kon hierdie laar nie vind en bykom om 'n geveg te loods nie. Maar nou is daar 'n ander probleem. Dis nat en dit werk in die guns van die boere, maar die voorlaaiers, die wapen van die boer, werk nie wanneer dit nat is. Hy het iets soos 'n pannetjie wat jy oopmaak en dan gooi jy buskruit en as dit nat is, dan word die buskruit nat, dan vuur hierdie voorlaaiers. En op die oggend van die 16de, toe trek die Here die mis weg en die son skyn, dis droog en die boere sien opeens, hier is die impies en die impies sien die laar en die boere begin vuur en hulle wapens werk 100%. Daardie impies kon nie van 50 meter af tot by 40 meter uitkom nie, soos die boere hulle teruggedryf het met die voorlaaiers. Intussen was daar verwarring, want die linkerhoring is gewoond, hulle het gewoonlik die hulp van die regterhoring wat saamkom. Die regterhoring kon nie deur die rivier kom met die seekoeigat. Hulle het intussen omgedraai en teruggegaan en op dieselfde rigting ingekom waar die linkerhoring ingekom. En hulle het dieselfde skade gelei as wat die linkerhoring gelei het. Want dit was so 'n ideale plek vir die boere om vanaf oorlog te maak. Intussen het die wit skilde gekom. Dit is nou hulle wat meer geleer al ondervinding het. Daardie wit skilde het gekom en hulle het agter die regterhoring ingekom, wat nou dieselfde paadjie gevat het as die linkerhoring. En hierdie regterhoring is teruggedryf. En soos wat hulle teruggedryf word, het hulle begin inval tussen die wit skilde in. En daar het verwarring gekom tussen die wit skilde en die swart skilde. En die wit skilde, die geleerde manne, het geïrriteerd geraak met die swart skilde, soveel so, dat daar onderlings onder hulle begin beklei het. Dat hulle mekaar begin hoor.
En toe ek dit luister, toe onthou ek Gideon en die 300. En ek onthou hoe God verwarring op die vyand in gebring het, en hoe hulle mekaar uitgemoor het. En ek sien God se hand, net soos in die Bybel. Heils histories. Sien jy God se hand. En daardie volk het daar afgereken met daardie aanval. En hulle het hulle selfs agterna gesit. Nou hulle sê, daar was net daar rond in die 3000 waar daar rond gelê het. Maar volgens statistieke en hulle wat oorlog ken, is dit tot en met 2-3 keer meer as dit wat jy daar vind, wat op die einde van die dag dood lê, van almal wat gewond is en ergens anders gaan sterwe. Die boere het hulle agterna gesit en tot op die plek waar Dingaan sy huisvesting gehad het met al sy hitte en alles. Hy het so vrees in hom gekry toe, dat hy sy eie village aan die brand gesteek en gevlug. En die boere het in die hand van God 'n ongelooflike oorwinning gekry. Kind van die Here, daar is vandag mense wat wil sê, dis toeval dit en toeval dat. Daar is niks toeval aan wat die Here hier gedoen het. Ek dink aan die profeet en sy knegt. Die knegt uitkom en hy sien hierdie oorweldigende klomp om hom. Want hierdie bulkop wat so nader gekom het, was enigiets tussen 15 en 20.000 van daai impies toe. Die boere was maar 472 wat kon veg. Daar was meer in die kamp. Hulle het 600 of 900 osse in die kamp gehad. Hulle het 500 perde in die kamp gehad. In al hierdie chaos het daai diere stilgestaan. Daardie diere het nie verwarring veroorsaak nie. Hulle het nie rondgehardloop en mal gegaan. Dis die Here se hand. Kind van die Here, soos die profeet ook, daardie dag, maak nie saak of daar 15.000 op die kinders van die Here op pad was nie. Meer was met die kinders van die Here as hulle wat teen hulle was. Die Here se hand was op die kinders van die Here. Die kind van God, dalk net. Ons kyk na hierdie heilshistoriese gebeurtenisse. Dalk ook het die Here ons by 'n goeie plek gebring. Dalk ook het ons vleeslik al baie swaar gekry in die afgelope jare en dalk meer in hierdie jare as ooit van tevore. Maar dalk ook die Here sy volk weer by 'n plek gebring waarin hulle hart, hulle besef dat dit is God en God alleen. Dat sonder God kan ons niks doen nie. En dalk lê daar vir ons 'n oorwinningstyd voor, soos vir die boere, soos vir die volk van Israel om die mure van Jericho. Dalk lê daar vir ons 'n goeie tyd voor. Die kind van die Here, nie as gevolg van my, nie as gevolg van een van die professore nie, of die dokters nie, maar as gevolg van daai kruis. En daar was 'n man wat gaan sterf het. Jy sien baie keer wil my hart vir my sê, ja, die Here sal iemand ek, die Here kan iemand ek. Weet jy wat? Die Bybel sê, ek is saam met Christus gekruisig. En daardie Here het gesterwe om vir my nuwe lewe te gee. En deur die wedergeboorte het daar 'n lewe in my kom leef, wat die lewe van Christus is. En omdat daardie lewe vandag in my lewe, sal staan God nog net so reg om te doen as wat hy gestaan het op die dag van die 16de Desember vir sy volk, en elke kind van God voor dit en na dit nog altyd. Dit gaan nie vir my. Gaan nie oor my, die kind van die Here.
Ek het foute en ek het allerlei dinge, maar dit is saam met Christus gekruisig. En daar is een wat in my leef en een wat in jou leef en sy naam is Jesus Christus. En vir hom staan die Here nie stil nie. Vir hom staan die Here op, want hy is waarheid. Daardie dag toe daardie twee manne besef dat sonder God kan ons niks doen nie. Wat het gebeur? Daar het waarheid in hulle binneste opgestaan. Waarheid toe hulle besef, toe hulle in daai nederige posisie inkom, wat weet dat dit is God en God alleen. Toe hulle in daai nederige posisie inkom en hulle sê, dit is net God, het waarheid plaasgevind. Waarheid het opgestaan. En daai waarheid het 'n naam, sy naam is Jesus Christus. En God staan nie stil vir Jesus Christus. God staan nie stil vir Jesus nie. En ons is nog steeds daardie volk. Ons is nog steeds die kinders van God, Afrikaner volk. En ek weet, die Here is nie 'n aannemer van 'n persoon nie. Maar tog het hy in hierdie Afrikaner volk onlangs, soos gister amper, nog 'n goddelike, vreeslike oorwinning gewys. Ek weet nie of daar anders oor die wêreld so iets is wat hulle van kan getuig nie. Ons Afrikaner volk kan. Kind van die Here, ons het baie om die Here voor te juig. En vanoggend, as ons staan, kom ons staan, soos die Afrikaner volk, op die 15de Desember, daardie aand met 'n gelofte in hulle hart, die Here geloof en geprys het vir 'n oorwinning. Kom ons staan soos hulle vandag. Kom ons staan soos die volk, om Jerigo se mure op die 7de dag en ons eer en ons prys die Here vir alles wat hy gedoen het vir hierdie jaar en tot en met vandag toe, maar amper nog meer vir dit wat voor die deur vir ons lê, die oorwinning van die jaar van God, van die tyd van God wat voor ons lê, die verheerliking van Jesus Christus. Kom ons eer die Here asof dit al reeds hier is, want dit is op die deur. Kom ons aanbid die Here vandag. Ek gaan net vinnig weer vir ons bid, dan kan die musiek so lank regkom. Die kinders van die Here, dan kan ons opstaan en vandag net die Here loof en eer. En die Here eer vir alles, vir alles. Dink van die Here vir alles. Terwyl jy sing, begin dink aan die mure wat jy weet wat moet val. Begin dink aan die mure om jou familie. Begin dink aan alles waar jy weet waar mure moet val. Kom ons eer die Here vandag. Kom ons vertrou die Here vir 'n oorwinningstyd op die horison voor ons, soos wat die Here alreeds in ons midde begin openbaar het. Vader, ons eer U vandag, Here. Ons eer U vandag dat ons in hierdie herinnering kan staan. Here, dit maak nie saak hoeveel stemme daar buite is wat hierdie waarheid wil steel nie. Here, wat met sommetjies wil opkom en sê, dit was maar toevallig en dit was die strategie van boere en mense. Here, ons weet, dit was die hand van ons God wat daardie oorwinning gegee het. Want in ons eie lewens, Here, het ons ook die hand van God wat in hierdie jaar vir ons oorwinnings en dinge gedoen het, Here, wat 'n mens nie kan verklaar nie. En vandag, Here, wil ons U eer gee daarvoor. Vandag wil ons U eer gee, Here. Ons wil U eer gee dat God met ons is. Here, ons wil U eer gee dat ons vandag kan sê, soos Moses gesê het, soos U vir Moses gesê het, dat ek is met jou. En U vir Josua gesê dat soos ek met Moses was, so was ek met jou. En so het ons gesien, Here, U wat was met ons boere en ons Afrikaner volk. En so kan ons vandag dit opneem en sê, God is met ons. Eer U vandag daarvoor, Here, in Jesus Christus naam. Amen. Prys die Here. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Soos bewys op die dag wat ons vandag herdenk, soos bewys deur die hand van God
wat gedoen het wat geen mens kan doen nie. Soos bewys daardie dag God vir ons Afrikaner volk 'n getuienis gegee het wat niemand by ons sal kan steel nie. En soos wat God ook hierdie jaar in jou lewe vir jou getuienis gegee het en meer nog soos wat hy vir jou gaan gee in hierdie jaar wat voor lê. What a mighty God we serve. Met hande omhoog, met my mond wil ek loof, uit my hart wil ek sing, my dankoffer bring. Prys die Here, kind van God, kom ons dank die Here vandag. Kom ons sing soos 'n volk wat in oorwinning is, want oorwinning is ons deel. Kind van die Here, oorwinning is ons deel. Die wêreld sal weer sien, en ek sê weer, dit gaan oor Jesus, maar die wêreld sal weer sien, wie aan Jesus behoort en wie nie. Jy kan nie meer, jy kan nie meer in vandag se lewe sien. Daar is duisende stemme wat praat. Daar is TikToks en Instagrams en almal praat asof hulle die waarheid praat. En hoe sal my stem en jou stem dan verskil? In Psalm 12 praat die Here van hoe hy opstaan vir sy waarheid. En ons sal sien dat die Here opstaan vir sy waarheid. Ons sal sien dat daar 'n verskil sal wees, die wêreld sal sien dat God
met ons is. Nie sodat ons is trotsheid. Amen. Kind van die Here, nie sodat ons in trotsheid hoe mense kan staan en sien ons het julle gesê nie, maar sodat daar vir hulle weg is om te sien waar is die waarheid en waar is die redding. Prys die Here. Kom ons loof die Here met hande omhoog. Thank you, Lord.
for saving my soul. Thank you, Lord, for sending Jesus. Thank you, Jesus, that you came. Kind van die Here, daar is die begin en die einde van alles. Sy naam is Jesus. Daar die wonderlike evangelieplan wat weggesteek was deur die hele Ou Testament. Niemand kon dit sien. Jesus, wat daar in die ewigheid, voor dan nog 'n titeltjie geskep was, klaar geweet dat om my en jou langsom te kan hê, gaan hy 'n prys betaal. En so lief het hy my en jou gehad, dat hy die prys gewillig betaal. Hy het nie nodig gehad om te gaan skep. Hy, die Woord, die Vader, die Gees, kon in alle harmonie vir ewig net saam geleef.
waar hy daai karakter van God, wat liefde is, wat wil deel, God, die seun wat aangaan om te skep. Vandag kind van die Here, kan ons die Vader eer gee, dat hy bereid was om sy seun te gee. Daardie seun, gebore uit die saad van sy gees uit 'n maagd uit, wat werklik sy seun was, in vlees en bloed. Dat Jesus bereid was om daai pad te loop, bereid was om in Getsemane, al het hy bloed gesweet, daai lewe te doen. En die Gees van die Here al hierdie dinge bereid. Thank you, Lord.
Ook wil vandag vir die Here verklaar dat ek hom liefhet. Wil vandag vir die Here verklaar dat ek hom liefhet. Kind van die Here saam met jou, wil ek vandag die Here aanroep. Die Here verklaar dat ek hom liefhet. Nie omdat ek hom eerste lief gehad het, maar omdat hy genade genoeg uitgestort het in my lewe, en my eerste lief gehad, en my geleer het om hom lief te hê. Kind van die Here, dit was nie in myself om God net lief te hê. Die Here moes my leer om hom lief te hê. En ook daarvoor vandag het ek dankbaarheid in my hart. Die Here my die genade kon gee om hom lief te hê. En dat ek en jy vandag soos een kan staan en saam een gemeente vandag vir die Here verklaar, Here, ons het U lief. I love you, Lord. Praise the Lord. I
oomblik kom ons staan net in die liefde van die Here. Ek weet nie of jy dit ook ervaar nie, maar ek ervaar die liefde van God. Maak jou hart net oop en ervaar en ontvang die liefde van God vanmorgen. Sê vir hoe lief jy bent. Prys die Here vanmorgen. Ja, Here, vanmorgen. Loof die Here. Ons wil nie vanmorgen. Ons wil nie vanmorgen skryf. Ons wil nie vanmorgen. Ons wil nie naam van ons wil afgenoem. Ons steek aan. Ons is die lief. Dankie dat U Halleluja. Dankie dat U ons nie vergeet. Halleluja. Dankie dat U ons nie verlaat. Dankie dat U uitgestap gaan. U sê die woord. Prys die Here. Ek sal die 99 laat staan. En ek sal die een gaan soek. O Jesus, dankie vir U. Ons kan hom nie loof. Ons kan hom nie prijs. Hy woord om nie gewoon die grote man. Want daar is niemand soos U. O Jesus, ek nooit nie vanmorgen. Ek kan nie vanmorgen sing. Ek kan nie vanmorgen groen maak. Halleluja. O Jesus, daar sê, my Vader en my Heer. Halleluja. My verlof, want Jesus het my aangeneem. Prys die Here. Ja, Here Jesus, met Jesus wil ons een bende doen. Ek kan ook hier nog weer wat liefde doen. Amen. O Jesus, as U met die volk was, so is U met ons. Amen, Here. U sal ons nie, alleen ons nie. U is met ons tot op die volleinde van die wêreld. Loof die O Jesus, dankie vir die soete teenwoordigheid. Ons verdiende genade en toegang. U is my magte, Here, wat kan ek vir U te hard wees? Maar U is alle dinge moontlik vir U. Halleluja, Here. Halleluja. Dankie, Here, dat U die storm stil maak. En ek het vanmorgen die waak gedoen. Maar ek gaan nie vanmorgen met die storm nie. Ek gaan oor, ek weet nie meer nie. Maar hy het meer word en ek van hier, Jesus. Help my om te sterwe in myself, sodat ek nie kan besin dagtedag. Omdat ek my hande in my vat en my sit en my staar die naam om groot te maak. Dankie, Here, vir die goedheid en guns wat ons nie verlaat nie. Dankie vir die vrede en die krag elke dag. Omdat jy nie op my dag kan wees, Jesus. Daar is so baie wat in die donker rondtas wat nie hoop het nie. Ons het soveel hoop vanmorgen. Here Jesus, U is ons lig. U is ons krag en ons besalm. U is ons weg en U is ons waarheid. Dankie, Here, dat ons lewe aan U kan gee. Here, U is ons God. U sal ons lei, U sal ons leer, U sal ons onderrig. Die naam is Jesus. Dankie vir hierdie jaar, Here, wat verby is. Dankie dat U ons weer hier teruggedra het in die storms en dankie dat U met ons is. Hierdie hart is vanmorgen so ongelooflik dankbaar en op die liefde is Here opgevlies. O, vir wie Jesus die prys betaal. Here, ons is nie die beker te drink en U het klaar gedoen. Die vooruit is ons en ons drink vanmorgen opgevlak in die hand. O, Jesus, my Jesus, my Jesus. I want to speak in the name of Jesus. Sy naam is Jesus. Die enigste naam bo alle naam. Daar is een wat sondevry kon leef. Daar is een met heilige bloed wat 'n prys kon betaal. En hy het my prys betaal. Vir my en jou vanmôre om kinders van 'n lewende God genoem te kan word. Daardie selfde Jesus het gesê, dis my Vader en dis julle Vader. Ons vanmôre is die kinders van God. Nie lang van nou af nie, kind van die Here, sal hy hier kom waar die Here ons kom haal. En ons sal gelyk met Jesus, saam
hom in die ewigheid by die Vader. Maar voor daardie tyd is daar 'n naam wat op hierdie aarde moet groot gemaak word. Daar is 'n naam wat nog op al die lippe moet kom. Die laaste herlewing waar Jesus verheerlik word. Die naam van Jesus. I speak Jesus. Kom ons sing.
breek. Dis die naam wat bande breek. Dis die naam bo alle name. Dis die enigste naam gegee aan die mens. Daar is die net een redder. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die brood, hy is die lewende water. Daar is geen ander pad na die Vader as deur Jesus Christus nie. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Here Jesus, ons aanbid U vanmôre. Ons eer U vanmôre. Ons loof U vanmôre. Daar is net een naam. Daar is net een naam. Daar is net een naam. His name is Jesus, and I love you so. His name is Jesus, and I love you so. Praise die Here vanmôre. Loof die Here. Jesus. Halleluja. Jesus. Here ons eer U vanmôre. Loof U vanmôre, Here. In naam van Jesus.
God praat met Dawid. En Dawid skryf die volgende neer. Psalm 110, die priesterkoning. Die Here het tot my Here gespreek. Sit in my regterhand. Totdat ek die vyande maak 'n voetbank vir u voete. U magtige scepter sal die Here uitstrek in Sion en sê, heers te midde van u vyande. Die volk sal baie gewillig wees op die dag van u krygsmag. In heilige feesgebade uit die moederskoot van die dageraad sal vir u wees die dou van u jongmanskappe. Die Here het gesweer en dit sal hom nie berou nie. U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Die Here aan die regterhand verbrys op konings op die dag van sy toorn. Hy sal 'n strafgerig hou onder die nasies, hy maak dit vol dooie liggame. Hy verbrysel 'n hoof oor 'n groot land. Uit die stroom sal hy drink op die pad. Daarom sal hy die hoof ophef. Die naam is Jesus Christus. Ons is pad terug. Die kind van die Here. Sy naam is Jesus. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Ek wil 'n gedeelte vir jou voorhou, kind van God. Die Bybel sê dat die waarheid maak vry. En net sowel sê Jesus maak vry. Want hy is die waarheid. Daar staan geskrywe in die boek van die waarheid. En Petrus het sy mond geopen en gesê, ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie, maar dat in elke nasie die een wat hom vrees en geregtigheid doen, hom welgevallig is. Kind van die Here, ons hoor hierdie dinge, God wat met ons is, soos wat God met Moses was, so was hy met Josua, so was hy met die volk, so was hy met die Afrikaners. Maar in my hart, terwyl ons aanbid, sing ek, daar is kinders van die Here, wat nog twyfel, of God werklik met hulle sal wees. Ja, dalk met my broer, dalk met die pastoor, maar sal God werklik met my wees. Kind van die Here, daar die Bybel sê die waarheid maak vry. En as daar ergens in die hartskamer nog dalk 'n onwaarheid leef, wat sê dat God is dalk 'n aannemer van 'n mens, dalk is dit nie ek, dalk is dit nie vir my nie. Wil ek jou vra vanmôre, wil jy nie vry wees van daai onwaarheid nie? Wil jy nie die Here vra vanmôre, dat hy werklik die openbaring, dat God nie die aannemer van 'n mens is nie, en dat God met jou sal wees, in hierdie tyd van oorwinning wat oorlê, in hierdie tyd van oorwinning wat voorlê, sal God met jou wees. Jy sal kan hande oplê waar jy moet oplê. Jy sal kan spreek waar jy moet spreek. God sal met jou wees, want God is nie die aannemer van 'n mens. Kind van die Here, as jy vanmôre voor die Here wil kom staan, dat hy hierdie waarheid in jou hart openbaar, dat jy soos hy Josua kan staan met die wete dat God is met my, net soos wat hy met Josua was. Wil ek vra, of jy nie maar vrymoedigheid wil neem vanmôre en uitkom, dat ons vir jou bid, dat hierdie waarheid in jou openbaar, en dat jy kan heeltemal vry wees vir hierdie uur wat voor lê. Ek gaan vra of die musiek vir ons verder sal speel. En as jy dan vrymoedigheid het, kind van die Here, as jy wil hê vanmôre dat ons vir jou bid, dat dit werklik in jou binneste sal openbaar dat God geen aannemer van 'n mens is nie. Dat God nie meer omgee vir 'n ander broer as vir jou of 'n ander suster as vir jou. Dat jy sal vorentoe kom. Neem vrymoedigheid vanmôre, kind van die Here, want die Here is besig om ons voor te berei vir 'n wonderlike tyd. In Jesus naam. Hemelse Vader, in die naam van die Here Jesus Christus,
wil ek bid vandag, Here, dat God sal openbaar in die hart van hierdie kinders, Here, dat God geen aannemer van die persoon is. Here, dat soos God met Moses was, sal hy ook met hulle wees. Soos hy met Josua was, sal hy ook met hulle wees. Here, ek bid vandag, in die naam van die Here Jesus Christus. Here, as daar enige leuen in hierdie hart leef, dat hulle nie net so kosbaar vir God is, soos enige ander nie, dat die Here hierdie leuen sal kom verwyder. Here, dat hulle sal weet, soos hulle weet, dat God hulle lief het, en hoe kosbaar hulle vir God is, net soos elke ander. Here, doen dit vandag, Jesus Christus. Kan ons dalk vir 'n laaste keer sing, His name is Jesus, en dan gaan ons vandag saam by die godsdiens afsluit. Amen, Here. Vader, Here, soos wat ons 'n laaste maal saam sing, sal U maar tog deur die Gees, Here, nog kom werk. Vir elkeen kom gee soos wat hulle nodig het, Here. Ons eer U vanmôre, Here, U teenwoordigheid. Ons eer U vir U liefde, Here. Ons eer U vir die woord in ons binne. Ons eer U, Here, vir die waarheid van hierdie Bybelboek. Ons eer U vir U Gees, Here. Dankie vanmôre, ons in die tabernakel kan staan, God kan aanbid. Ons prys die Here vandag, Jesus.
Driemaal heilige God en Hemelvader, dankie dat ons 'n voorsmaakie gehad het vanoggend van 'n hemelkoor. Here, waar ons hier kom aanbid het, geloof het en geprys het, wat 'n voorreg by die hand van die Here. Dankie dat U lofsange, Here, ons harte gevul het. Here, U woord wat U vir Dawid gegee het, ons harte kom vul het. Here, U lofprysinge op ons lippe was. Baie dankie vir hierdie genade. Dankie, Here, dat ons weet wanneer ons rug teen die muur is, dat God altyd uitkoms sal gee. Word verheerlik deur elke man en vrou, seun en dogter. Word verheerlik, Here, in al ons doen en late. En as 'n gemeente wil ons vanmôre net weer een keer sê, dankie. Dankie my God vir die groot liefde wat U aan ons bewys het. Here, ons sien uit na die toekoms, omdat Jesus reeds daar is. En ons eer U daarvoor. Dankie vir die woord wat ons harte kom stig het. Die voorbeelde uit die woord uit die geskiedenis uit, wat vir ons net weer vanmôre kom herinner. God is met sy kinders. En dankie daarvoor. Bind ons met die bande van liefde, Here, daardie liefde wat U aan Golgotha bewys het aan ons, laat daai selfde liefde ook in ons harte heers, een tot ander. Ons dankie daarvoor in Jesus naam, en kinders van die Almagtige sê amen. Amen. Dankie julle.